Goeiemôre en welkom by vanoggend se erediens. Aangesien dit Palmsondag is, gaan ek vandag se foto in die vorm van 'n gedig lees van Andrei Smuts. O lang oor, nooit het jy kon dink dat jou stowwerige rug 'n gesalfde koning jou stad in sou dra. Jou stofpad waarop jy altyd loop, voel so anders vandag. So sag met palmtakke geplavei vir die koning wat hierop moet ry. Hoor jy die pryslied wat die skare sing? Dit is vir die ruiter op jou rug. Al prys en sing, want hul verlosser koning het uiteindelik gekom. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Vanoggend se skriflesing is vanuit Matteus 21 vers 1 tot 11. Ek lees dit vir ons uit die 1983 vertaling. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê: "Gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, dan antwoord julle: die Here het hulle nodig en hy sal hulle gou weer terugstuur." Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe vooruitgegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere daarop gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi en ander die takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het begin uitroep: "Prys die Seun van Dawid. Loof hom in die hoogste hemel. Loof hom wat in die naam van die Here kom." Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: "Wie is hierdie man?" Die skare het geantwoord: "Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea." Net tot sover. Nou vandag wil ek begin deur vir jou 'n vraag te vra. Wat is jou gunsteling film? Of jou gunsteling movie? Kom ons sê nou maar so. Nou, ek wil met julle deel, een van myne is The Lion King. Die 1995 animasieweergawe van The Lion King. En dit is 'n groot deel daarvan is as gevolg van die musiek in die film. Die begin en die einde en die hele musiek en die hele storie bring dit alles so mooi bymekaar. En een van my gunsteling dele is dan nou waar die film eindig, waar Simba Pride Rock uitklim en dit is die diere wat hom toejuig en die sangers wat so mooi sing en die musiek en dan is dit die einde. En nou wonder julle seker maar wat het The Lion King te doen met Jesus of met Palmsondag? Nou dit gaan nie vir my so seer oor die movie Lion King spesifiek nie. Maar wat ek vandag wil probeer doen is ek wil die gevoel skep of verduidelik van die skare mense wat Jesus inwag by Jerusalem. Ons sien, Jesus vervul 'n profesie. Ek lees vir ons Sagaria 9 vers 9. Jubel Sion, juig Jerusalem. Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. En die mense kom dit agter, want hierdie presiese oomblik is lank reeds voorspel. En nou is dit besig om voor hulle oë af te speel.
En dit is vir die skare mense en die disippels en almal wat nou saam sing Hosanna, amper soos 'n end credit scene. Dis nou die einde van die movie. Jesus het gekom, die koning is hier, dis happily ever after. Roll the end credits. Hulle juig die koning toe. Die koning het na hulle toe gekom en al is dit nie presies as hulle verwag nie, is hulle baie bly. Ons sien die woord versprei vinnig en almal wil weet wie is hierdie man. En hulle sê Jesus van Nasaret vanuit Galilea. Die koning is hier. En dit is wat gebeur op Palmsondag. Maar ek wil vandag ook vir julle uitlig, wat gebeur net na die mense vir Jesus as koning inwag by Jerusalem? Kry hy die volgende dag 'n kroon en 'n troon en 'n hele koninkryk? Nee. Wat gebeur in die volgende paar dae? Sien, dag 1 kom Jesus by die tempel aan en hy sien wat daar gebeur. Al die onreg en die korrupsie wat daar plaasvind en hoe die tempel eintlik maar misbruik word. En Jesus word dan so kwaad, hy gooi die tafels om en jaag die mense weg. En dit is nou dag 1 van die koning in Jerusalem. Dag 2 sit Jesus vas met die fariseërs en die skrifgeleerdes. En hy vertel vir hulle van 'n storie van 'n vyeboom wat nie vrug dra nie, wat vervloek moet word. En eintlik sê hy vir hulle word vervloek. En dis dag 2. Die volgende dag het Jesus die skrifgeleerdes en leiers so kwaad gemaak. Hulle besluit, hulle moet iets doen. Hierdie man wat dwaalleer verkondig, hulle gaan hom moet doodmaak. En hulle oortuig vir Judas, wat deel was van Jesus se binnekring, om hom te verraai, vir 30 silwer muntstukke. Dag 4, sien ons Jesus gaan bid laat aand in Getsemane. En hy vra vir sy disippels, bly saam met my wakker en bid. Want Jesus is angsbevange terwyl hy bid. En ons lees, hy het bloed gesweet. En sy disippels kon nie saam met hom wakker bly nie. Hulle het geslaap. En dan word hy gearresteer. Ons sien, Judas gee hom 'n soen op die wang, 'n teken van dat hy hom verraai. En ons sien, Petrus verloon hom en maak asof hy hom nie ken nie. En dan dag 5. Jesus verskyn voor Pontius Pilatus. En Pilatus vra vir die mense, wie wil julle hê? Jesus Barabbas of Jesus Christus? En Pilatus sê eintlik vir die mense, ek vind Jesus Christus onskuldig. Maar hy gee vir hulle die keuse en hulle gil kruisig hom vir Jesus, terwyl Barabbas vrygelaat word. Sien, hierdie is hoe Jesus se laaste paar dae lyk in 'n neutedop. Kyk, ons weet daar gebeur baie meer as dit, maar dit is wat gebeur met die koning wat die Sondag op Palmsondag op 'n donkie se rug in Jerusalem ingekom het. En die Vrydag word hy gekruisig. Nou, hoe gaan 'n mens van Hosanna, Hosanna in die hoogste na kruisig hom in 'n kwessie van 4 dae? Sien, ek kan nie help om te wonder, ook waarheen is die mense nie? Dieselfde mense wat Jesus verwelkom het, met palmtakke gegroet het, Hosanna, red ons gesing het, ook die disippels en die ander volgelinge wat saam met Jesus 'n lang pad gekom het, waar is hulle almal nou? Want die Vrydag is Jesus alleen op die kruis. Sy disippels het gevlug. Die res van die mense is stil. 5 dae later en hier hang die koning wat hulle gedog het
hulle gaan kom red. Ons kan eintlik maar sê, die musiek het opgehou speel. Dit het uitgedoof en is vervang met trane en snikke, gehuil en kreun van pyne van 'n onskuldige man wat hang aan 'n kruis. Ek het al baie gewonder, hoekom kon die storie van Jesus nie net geëindig het by Palmsondag nie? Hoekom kon die storie nie eindig by die koning wat inkom op 'n donkie en die mense wat hom loof en prys en dit alles soos dit beloof is? Hoekom kon dit nie net eindig met die mooi lied van Hosanna, Hosanna wat die hele lug vul nie? En dan is dit die einde nie. Maar ons weet, dit is nie. Dit is nie die einde nie. Sien om Jesus regtig as die koning en die Messias te sien, moes daar 'n klomp ander goed gebeur. En as ons verder lees en in retrospek kyk, maak die storie eintlik sin. Ons sien dit is nie toevallig nie, dit is beplan. En Jesus kom en hy sê vir sy mense, julle ken my Vader, julle ken my as die koning van die Allerhoogste, die koning wat julle al eens verlos het uit Egipte, julle gehelp het deur die woestyn, die skepper van die hemel en aarde, die almagtige God. Maar nou gaan julle my op 'n ander manier ook leer ken. Julle sal my leer ken as die koning wat self verneder was. As die koning wat vervloek was en bespot was. Die koning wat angstig en bang geword het. Die koning wat pyn en seer en lyding aan sy eie lyf gevoel het. Wat self die wonde van die dood dra. En wat die gewig van die kruis ken. En ek dink vandag, in 2026, leer dit tog vir my en jou iets. Jesus ken my en jou pyn, omdat hy ook daardeur is. Ons sien Jesus kom en hy vereenselwig homself as 'n mens met ons op 'n spesiale manier eintlik. Soveel sodat ons kan troos vind daarin dat hy die lydende Messias is. En as ons baie eerlik is met mekaar vandag, dan lyk ons lewens amper baie soos hierdie week van Jesus. Want ons kom ook op 'n Sondag en sing lekker saam, God is liefde, juig ons harte, of op berge en in dale. En dan kom die week, en die musiek word al stiller en stiller. En daar is 'n klomp goed wat gebeur, en die realiteit van ons wêreld is dat ons die melodie vergeet na die musiek ophou op 'n Sondag. Die lewe het 'n manier om jou partykeer so diep af te trek, dat dit al die musiek, al die instrumente, al die aanbidding uitdoof. Soveel sodat ons partykeer ook wens, kan hierdie man nie net die einde van ons movie wees nie, van ons film wees nie. Roll the end credits. Maar ek en jy weet, die lewe is nie maklik nie. En ek en jy gaan nog baie keer in ons lewe op die punt kom waar ons sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek weet nie hoe nie. Here, dis te swaar vir my. Die pyn is te veel, ek kan nie. Maar vind troos daarin, dat dieselfde Jesus wat Hosanna, Hosanna voorgesing is op Palmsondag en as koning gesien is wat lank reeds voorspel is. Die groot lydensweek deurgemaak het. Die goeie Vrydag gekruisig is. Stil Saterdag ter helle neergedaal het. Maar Sondag ook opgestaan het. En die fliek stop ook nie daar nie. Dit hou aan. Dit is vandag nog besig. En God troos ons vandag nog met die woorde, ek weet waar jy gaan. Ek ken jou pyn. Ek ken jou diepste seer. Jy dra nie hierdie goed alleen nie. In hierdie groot lydensweek wat kom,
wil ek hê jy moet jouself vra. Hoe sien jy Jesus raak in jou lewe vandag? Want hy het gekom vir my en jou. En vra ook vir jouself, wat beteken Jesus se lyding, kruisiging en opstanding vir my in my lewe vandag? Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons weet, U is die een wat na ons toe gekom het, as 'n mens, as 'n koning, as Messias, en ook as verlosser. Here, dankie dat ons weet, U is die een wat ons sondes vergewe het, wat die wêreld kom oorwin het op 'n manier wat ons nie verwag het nie, as koning gekom, soos wat ons dit nie verwag het nie. Here, maar tog is dit so 'n mooi verhaal, en is vandag nog besig, waar U betrokke is in my en die mense om ons se lewens. Help ons en lei ons met die Gees, om dit elke dag te besef. Amen. Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na U verlang het, U het die guns my aangebied. Ek loof en prys U derentyd, ek loof en prys U derentyd, en roem U groot barmhartigheid, en roem U groot barmhartigheid. Ek was verlore in my sonde, en van die goeie weg vervreemd. Toch doen die Heer aan my die wonder, om my as kind terug te neem. Ek loof en prys U derentyd, ek loof en prys U